Goeiedag. Daar is 'n nuwe manier van verkoop van vaste eiendom wat ek aan julle wil voorstel en dit word genoem tokenization. Jy kan jou eiendom in geheel verkoop of jy kan 'n aandeel verkoop, aandele verkoop en op die manier kapitaal bekom vir uitbreiding byvoorbeeld. Hierdie manier van 'n eiendom van die hand sit is na my mening geskik vir groot besighede wat winsgewend is. Kleiner besighede, nee. Wildplaas waar mense wat jy koop vir jouself om te gaan jag en jou kinders die natuur te leer, nee. Wat gaan 'n ou wat in New York bly ooreed om 'n aandeel te koop in 'n wildplaas waar hy nooit gaan kom nie? So my mening is, dit gaan oor groot besighede wat winsgewend gedoen kan word, soos megaboere of goudmyne of daai tipe van goed. Daar het 'n verandering plaasgevind in die wêreld. Vir duisende jare het mense met die poot geloop, mekaar in die oë gekyk as hulle iets vir mekaar wou sê. Hulle het munte gemaak uit goud, mekaar betaal. Jy weet, in sulke goed, jy het jou geld gesit en tel. Ja, hier van die 1900s af het daar goed soos televisie bygekom en radio en so. Maar mense het nog steeds met pen en papier geskryf, briewe geskryf vir mekaar. Hulle het nou daai goudmunte in 'n bank geberre en die bank het nou note gegee en gesê vir elke noot, daar's jou goud. So jy het mense het mekaar betaal met papiergeld en dinge. En Pythagoras kon nog steeds 'n sentimeter is 'n sentimeter en daai tipe van goed. So was die wêreld vir duisende jare. Maar in die onlangse verlede het daar 'n groot verandering plaasgevind. 'n Groot verandering. Van die ontdekking van internet en digitale kommunikasie het dinge verskriklik verander. Gaan Sondag en gaan soek 'n koerantverkopertjie wat rapport op die straat verkoop of in die weekbeeld. Is nie meer daar nie. Jy lees jou koerant aanlyn. Gaan winkel toe gaan probeer 'n CD koop om musiek of 'n DVD vir 'n video. Nee, is nie meer daar nie. Alles is aanlyn. As jy wil 'n plaas koop of 'n wildbesigheid wil koop, gaan kyk jy nog in die Landbou Weekblad se plase te koop. Nee, dit bestaan nie eers meer nie. Jy gaan Property 24, alles is aanlyn. Hofstukke. In die ou tyd, in my dae, ek was 'n praktiserende prokureur, het jy jou pleitstukke in die hof getik. Jy het dit gaan aflewer by 'n ander ou, hy's geteken. Ontvangserkenning. Deesdae word dit alles digitaal afgelewer oor die internet. En vergaderings. In die ou tyd, Woensdagmiddag of Vrydagmiddag, oupa het sy pak aangetrek, sy das aangetrek, Landbou-Unie vergadering toe, of Sakekamer vergadering toe. Daar het hulle gaan sit met mekaar en praat, het hulle notiele gehad, het 'n sekretaresse gehad wat neergeskryf het. Nou sit jy, die een ou is in Amerika, die een ou is in Rusland, die een ou is in Suid-Afrika, Zoom meeting, ons sit en praat in real time, ons kyk mekaar in die oë. En toe het daar nog iets begin digitaliseer. En dit is belangrik. Geld. Jy het begin die crypto geld kry, cryptocurrency, waarvan die eerste en die bekendste is Bitcoin, maar daar duisende ander. Nou 'n brandende vraag wat by my was,
nogal lankal, is die kriptogeld. Is dit nou geld of is dit sommer net wind wat waai? Wel, gaan Google self, doen wat ek gedoen het en kyk wat kry jy? Ja, daar is beslis kleinhandelaars en ander besighede in Suid-Afrika wat kriptogeld soos Bitcoin en ander aanvaar as betaling, supermarkte en kruideniersware, Pick n Pay, ander groot kettinggroepe, Shoprite, Checkers, Makro, motorhawens aanvaar kripto betaling, dit, ander kleinhandelaars, Keltex. Met ander woorde, wat ek vir jou sê is, kriptogeld is geld. OK, dis die eerste ding. Maar die kriptogeld het nie iets wat hom ondersteun nie. Kyk, notegeld, rand en sent note, papiergeld. Daai papier is eintlik net 'n bewys van 'n stukkie goud wat in die reservebank lê. Jy kan jou noot vat en jou goud gaan vra. So papiergeld word onderlê deur goud, deur 'n bate, naamlik goud. Maar jou kriptogeld, soos Bitcoin, ja, hulle het sogenaamde kriptomyne, nee, ouens myn kan mensdag en dit vat baie energie en maar die punt is, jy myn nou kan mensdag aanlyn en jy kry nou Bitcoins, maar 'n Bitcoin is net 'n digitale ding. Maar daar het ek nou vir jou gewys, hy het waar, jy kan goed gaan koop daarmee, maar wat toe nou gebeur het, is die ouens het begin dink maar hulle wil 'n cryptocurrency uitbring wat onderskryf word deur iets met waarde, soos byvoorbeeld vaste eiendom. En daardie idee begin om 'n nuwe tipe van kriptogeld. Jy verkoop, hulle noem dit tokens. Dis eintlik is aandele, maar hulle noem dit in die digitale wêreld noem hulle tokens. So jy lys 'n groot bate van 100 miljoen rand. Hy gaan wêreldwyd aanlyn en mense reg oor die wêreld koop aandele wat genoem word tokens. En hy weet sy token dis 'n aandeel in 'n vaste eiendom. So daai ding het waarde. Dis die basiese beginsel van tokenization van vaste eiendom. Daar's nou nog 'n paar detail wat ek vir julle sal verduidelik, maar en wat dit eintlik toe geword het, dit het so ontwikkel. Wat dit toe eintlik geword het, dit het 'n aanlyn aandelebeurs geword. Johannesburg se effektebeurs, Johannesburg Stock Exchange. Dis dieselfde ding. Hierdie een is net aanlyn. Jy het al gesien in die movies en Hollywood movies, hoe hulle op die vloer, die pryse is daar bo en hulle skil en skree en koop en verkoop en whatever. En hulle koop aandele, jy het 'n myn, maar jy wil kapitaal reis om, wat is die Afrikaans? Jy wil kapitaal reis om die myn nou te begin. Nou gaan lys jy die myn op die Johannesburg se effektebeurs, mense koop aandele, daardeur kom maar kapitaal in, nou kan jy met die myn aangaan, daai aandele groei in waarde en. Julle ken die storie van die gewone aandelebeurse. Nou, wat jy hier het, hierdie tokenization, is dit, maar dis aanlyn. Jy lys 'n vaste eiendom. Jy sit tokens uit, wat eintlik maar die aanlyn woord is vir aandele. Jy sit tokens uit. En mense reg oor die wêreld koop daai tokens. Hulle koop aandele in daai spesifieke vaste eiendom. Elke eiendom het 'n baie volledige portefeulje wat alle inligting bevat wat 'n belegger nodig het om 'n besluit te neem. So
wanneer die belegger nou die platform besoek, dan is daar nou klomp keuses van eiendomme waarin hy kan belê, waar hy aandele kan koop of tokens. En dan sal hy nou byvoorbeeld klik op die eiendom, Chaka as 'n goudmyn of whatever. En as hy nou daarop klik, dan vat dit hom nou na 'n webblad toe wat die eiendom baie volledig uiteensit. Al die inligting wat 'n belegger nodig het om 'n besluit te neem. So dit is hoe die belegger dan besluit sy keuse uitoefen in watter eiendom hy wil belê. Want op sy beurt word die platform nou weer bemark wêreldwyd as kom kyk na hierdie platform waar jy kan tokens koop in eiendomme en so aan, jy verstaan. So dit is hoe die bemarking storie werk. Jy kan die hele eiendom se verkoop, daai tokens geld wat inkom. Kyk, hulle koop daai tokens met geld, rand en sent of dollars. Hang af waar in die wêreld is. So jy kan kies om daai rand en sent, daai dollars, want kyk daar's platforms waar jy sulke cryptocurrencies en tokens en goed kan omruil in kontant. Dis waar mense met kontant gaan koop cryptocurrencies en tokens en jy kan dit weer daar verkoop op. So jy kan jou tokens gaan verkoop en harde kontant rand en sent of dollars kry. Of jy hou dit in tokens. Ek het veel gewys, jy kan Pick n Pay toe gaan en gaan sigarette koop met jou tokens. Dit is geld. So met ander woorde, om terug te kom na die neutedop van wat ek nou sê, is dit is soos 'n Johannesburgse effekte beurs geword aanlyn. En 'n baie effektiewe manier om jou eiendom van die hand te sit of om kapitaal in te kry om uit te brei en so aan. Ek gaan dit 'n bietjie meer en duidelik vir julle verduidelik, veral die risiko's. Want ek weet mos nou, jy as eienaar wil mos nou nie afstand doen van jou eiendom voor die betaling gekry het nie. Jy weet, in daai tipe ding, daai sekuriteite en so, gaan ek vir julle gou ook uiteensit. So die eerste stap in die proses is hierdie ouens van hierdie platform. Hulle gaan 'n oordentlike waardasie doen van jou eiendom. Dis tydens hierdie fase wat die eiendom gewaardeer word en die bemarkingsportefeulje opgestel word en met jou onderhandel word 'n prys en hoe en wanneer betaal word en wanneer eiendomsoordrag plaasvind en daai tipe goed. Dit is die heel eerste fase en tydens hierdie fase is jy nog glad nie gebonde aan niks nie. Dis nog alles in die onderhandelingsfase. Ja, ek dink hulle gaan jou vra om die eiendom dan al uit die mark uit te haal, net laat hulle ondersoek behoorlik kan doen. Maar daar's nog nie 'n bindende kontrak of wat nie. Dis alles nog pre-kontraktueel. Okay. Hierdie fase is so 3 maande omtrent. Dis nie sommer net 'n bankwaardasie nie. Dis 'n ordentlike, deeglike waardasie. Want hierdie ouens gaan jou nie sommer net enige prys betaal vir jou eiendom nie. As jou eiendom gewaardeer word vir 100 miljoen rand, gaan hulle tokenize vir 100 miljoen rand en jy gaan 100 miljoen rand kry. Ja, hulle sal miskien 'n insentief vir jou 'n bietjie bysit en vir hulle self ook 'n winsie vir hulle moeite en so bietjie meer, maar nie belaglik nie, nie 'n waardasie van 100 miljoen rand en dan gaan hy sommer word hy getokenize vir 200 miljoen of so iets nie. So die tweede stap is dan word jou eiendom, kyk, jy maak nou 'n kontrak met hierdie ouens, dit bly jou eiendom. Hy is nog nie gekoop of oorgedra nie. Daar's nog nie 'n verband geregistreer of niks nie. Bly jou eiendom. Daar's net 'n kontrak tussen julle dat hy's nou uit die mark uitgehaal. Jy kan hom nou nie op 'n mark gaan verkoop nie. Jy moet hulle nou die gap gee om hulle ding te doen. Dan gaan hy nou op die aandelebeurs, die token beurs.
en die mense begin nou die tokens koop. Dan daar's 'n teikendatum wat jy nou ooreenkom. As hy op daai teikendatum 'n sekere persentasie tokens nie verkoop het nie, kom ons sê binne 3 maande 40% tokens. As ons kom nou so ooreen. As hy sê maar binne 3 maande nie 40% tokens verkoop het nie, dan val die transaksie deur die mat en die ouens kry wat die tokens gekoop het, kry hulle token geld terug. Of hulle kan nou inruil vir ander tokens as hulle wil, maar die punt is die transaksie stop sonder enige verpligtinge vir enige iemand. As ons het nou so ooreengekom het en 40% tokens is verkoop, dan gaan jy nou daai tokens se geld in rand en sent kry. Maar dan moet daar natuurlik 'n oordrag wees. Die eiendom word nou oorgedra op hierdie platform se naam. Daar moet 'n eiendomsoordrag wees. En jy gaan nou 'n eerste verband hou op die balans. Jy kry nou sê maar 40% of 50% wat ooreengekom is. En dan kan jy kies, wil jy die balans in geld hê soos die tokens verkoop, of wil jy tokens vat? Want ek gaan vir jou nou verduidelik hoekom dit eintlik beter is om tokens te vat. Maar dis jou keuse. Want kyk, as ons ooreengekom het 40% tokens verkoop binne 3 maande en dit gaan deur so, dan jy mos nou vertroue, dan weet jy mos hierdie sisteem werk. Nou om hierdie ding verder aan julle te verduidelik, gaan ek vir julle 'n prentjie teken, 'n grafiek. So 'n grafiek het ons nou 2 sulke kante. Daarso en dan daarso. Nou kom ons vat die waarde van jou real world asset, die waarde van jou vaste eiendom. Hy gaan nou so iets wees en hy gaan dalk 'n bietjie op en af gaan. Hy gaan nou hierso so wees en sy waarde gaan hopelik meestal styg en so aan, soos waardes van vaste eiendom maak. En dan het jy die waarde van jou token en dit begin daar, en die idee van hierdie ding is, die token se waarde moet heeltyd vinniger styg as die werklike waarde van die vaste eiendom. En hoe hulle dit reg kry, daar's 'n dik span van goed opgeleide deskundiges wat nou hierdie hele projek bestuur. Dis nou rekenmeesters en aktuarisse en prokureurs en dinge wat hierdie projek bestuur en seker maak hierdie projek is suksesvol. Dis nou benewens in die ouens op die grond wat die besigheid nog steeds bestuur en aan die gang hou. So hierdie is 'n groot storie. Wat is die voordeel van tokenization bo normale bemarking soos ons dit ken? Dis voor die hand liggend. Jy het 'n moerse groot bate. Jy gaan sukkel om 'n koper te kry. Al is dit nou 'n baie winsgewende bate. Maak nie saak wat se bate dit is en hoe groot winsgewend dit is, en hoe winsgewend dit is nie. As dit 'n groot ding is jou kopers eil gesaai. Nou moet jy 'n koper kry met daai hele ding met een slag. Okay, jy kan seker wat hulle noem 'n syndikaat of iets kry, maar jy moet op die tradisionele manier 'n koper kry en is 'n gesukkel. Jy skop nie 'n koper vir so 'n eiendom agter elke bos uit nie. So en dan as jy wel 'n koper kry en dan weet jy mos nou hoe is dit. Dan is dit nou 'n geonderhandel en hulle wil nou die minimum prys betaal en jy weet mos nou. Hulle wil beste waarde vir hulle koopgeld hê. Jy wil top dollar hê, maar hulle wil amper niks betaal. Dit is hoe dit werk in die praktyk. Maar as jy tokenize, jou eiendom se waarde word op 'n professionele manier vasgestel en jy moet daarmee saamstem, anders gaan jy nie betrokke raak by die ding nie. So jy het jou prys wat professioneel en deskundig vasgestel is
en jy is tevrede daarmee. Dis baie makliker om R100 se tokens te verkoop aan 'n miljoen ouens as om R100 miljoen se eiendom te verkoop aan een ou of aan 'n syndikaat. Baie makliker. Jy weet, 'n ou gaan baie makliker R100 of R1000 of R10,000 uithaal. Jy verstaan wat ek vir jou sê. Dis net baie makliker om 'n klomp klein beleggertjies te kry. Jy gaan dit nie almal met een slag kry nie. Dit is so. Jy gaan nie almal met een slag kry nie. Maar as hy eers begin loop en die ander ouens sien nee, maar wag, daar's iets, dan raak dit makliker. Maar die punt is jy gaan baie makliker 'n klomp klein beleggertjies kry as een groot belegger. In die eerste instansie. En in die tweede instansie niemand onderhandel oor daai tokens nie. So jou prys is jou prys. Jy gaan nie 'n ou kry wie kom arm draai vir 'n beter prys nie. Daai ding is getokenized, daar is die prys. Hulle betaal daai prys vir daai tokens, take it or leave it. En jy cash in, soos die tokens verkoop, so cash jy in. Ja, ek wil jou aanmoedig om 'n bietjie op jou eie verdere opleeswerk te doen oor tokenization. Jy Google eenvoudig die woord tokenization. Tokenization is a process of replacing sensitive data like credit card numbers or real-world assets like real estate or art with unique digital identifiers called tokens, which are used in systems or on blockchains to secure data, enable trading, or verify ownership without compromising the original asset. Key aspects of tokenization: data security. Tokenization converts sensitive data into a non-sensitive token, which has no intrinsic value, reducing the risk of data breaches. It is widely used in digital payments, where card numbers are replaced with stand-in numbers to protect against fraud. Asset tokenization, blockchain, dis waar ons is. This involves placing assets such as real estate, fine art, or commodities like gold onto a blockchain. The token represents ownership of the assets, allowing for fractional ownership, buying small parts of an asset. Benefits: tokenized assets offer higher liquidity, 24/7 trading, faster settlement times, and lower barriers to entry for investors. Process: in a security context, a tokenization system securely stores the original data in an often called token vault. In an asset context, this involves a digital certificate of ownership recorded on a blockchain. Challenges: the legal and regulatory landscape for tokenized assets is complex and varies by country, creating challenges regarding compliance. Nou wat ek hier vir julle net wil sê is dat tokenization is baie minder gereguleerd as jou effektebeurse, jou aandelebeurse. So jy kan met baie meer wegkom. As ons meer spesifiek gaan kyk na waarmee ek besig is, ons besig is, naamlik die tokenization of real estate. Dan sê Google vir ons dit. Tokenized real estate involves converting ownership or economic rights of physical property into digital tokens on a blockchain, enabling fractional ownership and increased liquidity. Investors can purchase small stakes in properties such as office buildings or residential units, lowering entry barriers and allowing for easier trading of assets. The market is projected to reach $1.5 trillion by 2030. En dan kyk ons na die key aspects of tokenized real estate. Fractional ownership: property value is divided into smaller, affordable digital tokens, allowing investors to buy a fraction of a property rather than the whole, often for as little as $100, $100, per. Chicken feed, koop vir jou 'n paar aandele in 'n goeie gebou. Blockchain technology.
Tokens are registered on a blockchain, providing transparency, enhanced security, faster automated transactions through smart contracts. Passive income, en dit is hier waar ek dink waar die kritiese tipe eiendom wat ek dink kan werk vir hierdie ding is eiendomme wat opbrengs lewer. Token holders generally receives a proportional share of income generated by the property, such as rental income or capital gains from sales or whatever. Met ander woorde, wat ons ken in die normale taal as 'n dividend. Dit is maar presies wat dit is. The process typically involves setting up legal entity, like a special purpose vehicle, dit sal nou wees miskien 'n maatskappy of 'n ding, to hold the property, legal structuring and issuing tokens representing that entity on a digital platform. So daar moet 'n behoorlike geregistreerde eiendomsreg wees ten gunste van die ouens wat die tokens uitreik en so aan. Dis 'n wetlike storie hierdie. Benefits: increased liquidity, lower transaction costs, faster settlement times, broader access to global investors. Logies. Challenges: regulatory hurdles, technological adoption, and the need for legal integration with traditional property laws. Dit is waar dit vir my inkom. Is jy as eienaar moenie beheer verloor oor die eiendom voor jy jou geld kry nie, jy weet, daai tipe van ding. Registrasie van oordrag, registrasie van verbande. Dit bly alles deel van die hele storie. Market growth and trends, rapid expansion. The market is growing quickly with predictions of $4 trillion in tokenized real estate by 2035. Institutional interest, increasing participation from large financial institutions is driving trust and adoption, often through white label platforms. Real-world use cases. Startups and firms are utilizing tokenization to revolutionize property investment in various regions, including Africa and India, enabling digital trading of property. Ja, en dan jy kan maar net Google tokenization of real estate. Daar's baie artikels en video's en goed daaroor. Ek gaan nou nie alles deurgaan nie. As jy nog verder wil kyk, kan jy daarna kyk, maar dit is 'n algemene ding deesdae hoor. Dis nie meer iets vreemds nie. Iets vreemds in my ja. maar nie is nie meer iets vreemds in die wêreld nie hoor. Right. Wees slim, skryf in. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.